Hartlike goeiemôre, liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Baie welkom by ons Sondag erediens van Uit die Woord Digitaal. Hier by Uit die Woord Digitaal is ons een groot geloofsfamilie wat baie lief is vir die Here, wat graag wil luister na sy woord en die Here ons God wil aanbid en dien en eer. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Ek glo dat die Heilige Gees vanmôre jou hart sal oopmaak en dat die Here deur sy woord vir jou sal toerus, sal krag gee en sal opbou in die geloof dat jy deur jou lewe God alleen sal verheerlik. Mag vanmôre se geleentheid vir ons elkeen tot baie groot seën wees. Jy's baie welkom om in te skakel by ons daaglikse oordeenkings. Hier by Uit die Woord Digitaal stuur ons elke dag 'n oggendoordenking op ons WhatsApp groepe uit, hier in ons land en ook in die buiteland. En duisende mense ontvang dit elke dag. Dit is gratis en jy kan daarvan deel word deur net jou naam en jou selfoonnommer te stuur na die nommer wat nou hier op die skerm verskyn en ons voeg vir jou by. Baie dankie vir almal se skenkings en donasies wat dit vir ons moontlik maak om programme soos hierdie op te neem, om die evangelie die wêreld in te stuur, om diens van barmhartigheid te verrig en ook Bybels aan te koop en uit te deel aan mense wat dit nog nooit gehad het nie. En jou skenking en donasie maak dit vir ons moontlik. Baie dankie vir jou oop hart en jou oop hand vir ons kanaal. Nou in hierdie lieflike oggend is dit ons voorreg om te kan stil word voor die Here. Mag vanmôre se boodskap vir jou tot seën wees en kom ons word vanmôre stil voor die Here om te luister na sy woord. Kom ons bid saam. Dierbare Here, ons kom sit vanmôre by u voete, om in diepe nederigheid voor u neer te buig en ons harte oop te maak vir u woord, en om u te aanbid as ons koning, ons verlosser en saligmaker. Dankie vir die voorreg om vanmôre onsself van die wêreld af te sluit en om te luister na u woord. U woord is die waarheid en ons weet dat u vir ons daaruit wil leer en wil lei. Daarom bid ons dat u nou ons harte en ons gedagtes sal open vir u woord en dat ons hierdie boodskap ons eie sal maak en daarvolgens sal lewe. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Liewe vriende, vanmôre praat ons 'n bietjie oor goeie nuus. Dit is ons tema. Inderdaad het elkeen van ons en almal van ons goeie nuus nodig in ons lewe en in hierdie wêreld. Nou as ek en jy net na ons huidige omstandighede kyk in die wêreld waarin ons lewe, dan is daar regtig maar baie min goeie nuus wat na ons kant toe kom, nie waar nie? Skakel jy enige nuuskanaal aan, dan hoor jy van oorloë, jy hoor van moord en doodslag, jy hoor van baie groot ellende en armoede, van werkloosheid, ons hoor van korrupsie en misdaad. Ag, en kyk ons maar net na ons eie land en die toestand waarin ons land is, dan is dit al waaroor baie mense net kan praat. Ons praat net oor die negatiewe dinge en die slegte dinge wat gebeur en alles wat die vorige week of die vorige dag plaasgevind het, wat hartseer en ellendig is. Maar ons weet daar's baie mense wat ook baie siek is en in hospitale is en in die grootste ellende verkeer wat siektetoestand betref. Daar is maar baie min goeie nuus in hierdie wêreld. Maar vanmôre is daar goeie nuus. Baie goeie nuus vir ons almal van hierdie wêreld en in die besonder ook vir kinders van die Here. En hierdie goeie nuus wil die woord van God met ons kom deel. Ons gaan vanmôre saam lees uit die woord van die Here uit die boek van Handelinge, daar in hoofstuk 10. Nou hier in hoofstuk 10 lees ons van Petrus, wat na die uitstorting van die Heilige Gees 'n paar hoofstukke vroeër, oral in Jerusalem gegaan het om die woord van God te verkondig aan mense van die wêreld.
En ons weet ook dat duisende mense tot geloof in Jesus Christus gekom het en dat hulle aangesluit het by die kerk van Christus en dat daar talle mense was wat getuies geword het van die goeie nuus, naamlik dat Jesus Christus die wêreld kom verander en kom vernuwe en ons kom red van sonde en elende. Ons lees dat Petrus daar in Handelinge hoofstuk 10 besig was om een dag bo op sy huis se dak, dit was 'n tipe van 'n dakstoep, was hy besig om daar te bid, om tyd saam met die Here te spandeer. En terwyl hy besig was om te bid, het hy 'n gesig gehad, 'n visioen gehad, van 'n wit laken wat uit die hemel uit neergelaat word, en binne in hierdie laken was allerhande verskillende diere, reindiere en onrein diere. En toe het 'n stem vir hom gesê, slag en eet. Maar Petrus sê, nee, ek kan nie. Ek het nog niks in my lewe geëet wat onrein was nie. Maar uiteindelik het hierdie stem vir hom gesê, dit wat ek rein maak, moet jy eet. En alles waartoe ek jou opdrag gee, moet jy doen. En toe het die laken weer opgetrek in die hemel in. En Petrus het gewonder wat presies wil die Here vir hom hierdeur sê. En skielik het daar iemand by die deur geklop en daar was 3 mans wat na hom toe gestuur was om na die hoofman Kornelius toe te kom. En hy was nie 'n Jood nie, hy was 'n heiden. En ons lees dat Petrus dan daar aan huis gekom het van Kornelius. Kornelius het sy hele familie en vriende en almal bymekaar gehad daar, want hy het geweet, die Here gaan iemand na hom toe stuur. En nou gaan ons lees hier in Handelinge hoofstuk 10. En ons gaan lees vanaf vers 34, waar Petrus dan met die hoofman Kornelius en almal praat wat daar teenwoordig in die huis is. Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, waarlik, ek begryp nou eers, dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem, wat hom vereer en doen wat reg is. Julle weet, dat God aan Israel sy woord gestuur het, naamlik die evangelie van vrede, wat Jesus Christus gebring het. Hierdie Jesus is Here van almal. Van hom getuig al die profete, dat elkeen wat in hom glo, vergewing van sondes deur sy naam ontvang. Net tot sover uit die Here se woord. Petrus het op hierdie oomblik, toe hy by die hoofman Kornelius se huis aankom, hy wat nie 'n Jood was nie, hy wat nie deel van Israel was nie, het Petrus geweet wat daardie gesig beteken wat hy gesien het. En hy sê dan ook in die begin van ons gedeelte vanmôre, waarlik, ek begryp nou eers, dat God nie onderskeid maak nie. Hy maak nie onderskeid tussen 'n Israeliet of 'n Jood en iemand van 'n ander volk nie. Maar in enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. My liewe broeder en suster, die goeie nuus vanmôre is dit. Jesus Christus is deur God die Vader na hierdie wêreld toe gestuur vir alle mense uit alle tale, uit alle volke, om elkeen te red wat in hom glo en hom aangeneem het as verlosser en saligmaker. Die laaste vers wat ons saam lees vandag is dit. Van hom getuig al die profete, dat elkeen wat in hom glo, vergewing van sondes deur sy naam ontvang. Hoekom lyk hierdie wêreld soos wat dit lyk? Hoekom is daar soveel elende, en hartseer, en pyn, en moord, en doodslag, en oorlog? Want die wêreld, my broeder en suster, is vasgevang in sonde en elende, en almal is deel daarvan. Maar die goeie nuus vandag is, God het sy seun Jesus Christus na hierdie wêreld toe gestuur, juis om met ons sonde te kom deel. En jy moet vandag weet,
dat jy jou sonde voor Jesus Christus moet bely, vergewing daarvoor moet vra, Jesus moet aanneem as jou verlosser, en dan sal jy vergifnis van sonde ontvang en ook die ewige lewe. En dis die beste nuus wat hierdie wêreld ooit kan ontvang. Jesus het gekom om te kom deel met ons sonde en elende. Hy wil jou kom vrykoop van hierdie toestand van sonde en elende. Hy wil die sonde mag en kettinge kom breek. Hy wil die mag van die Satan in hierdie wêreld en in jou lewe kom breek. Hy kom na jou toe en kom roep jou by die naam en hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek wil aan julle rus gee. En dan lees ons ook in die boek van Jesaja, in Jesaja 55, soek die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die sondaar sy gedagtes en laat hy hom tot die Here bekeer, want die Here is genadig en barmhartig. Nou my liewe broeder en suster, as ek en jy hierdie woorde hoor, kan ons nie anders as om voor die lewende God van hemel en aarde neer te buig nie. Want hy het uit genade sy seun na ons toe gestuur met baie goeie nuus. Naamlik, daar is redding vir ons. Dat ons kan uit die sonde verlos word. Ons kan vrygekoop word. Ons het hoop. Ons kan die ewige lewe beerwe. Maar dan moet ons sonde voor God bely en dat Jesus ons skoon was deur sy bloed, dat hy ons heilig kom maak om in God se teenwoordigheid te kan verskyn, en hy wil dit vir almal doen wat hom aanneem as verlosser en saligmaker. In Johannes 1 vers 12 staan daar, hy het ons die mag gegee om kinders van die lewende God te word aan almal wat in hom glo en hom aangeneem het. Nou broeder en suster, vandag wil ek vir jou in die besonder uitnooi, deel die goeie nuus met die wêreld. Soveel mense fokus net hulle aandag op al die slegte dinge. Kom ek en jy wat Christene is, fokus liewer ons aandag op die goeie nuus. Naamlik, Jesus Christus is die Here. Hy het gekom vir sondaar mense. Hy het gekom om te red wat verlore is. Hy is lief vir alle mense wat hom aanneem. Alle mense van hierdie wêreld is deur hom gemaak en hy wil almal red. Hy wil hê dat ons tot bekering moet kom, sê die brief van Petrus. En hy wil graag hê dat ek en jy ons harte vir hom sal gee. Ons lees hierso, van hom getuig al die profete, dis die profete van die Ou Testament, dat elkeen wat in hom glo, vergewing van sondes deur sy naam sal ontvang. Dit is inderdaad baie goeie nuus. Ek en jy moet ophou om die slegte dinge van hierdie wêreld oor en oor vir mekaar te vertel. Gelowig is dit 'n opdrag om met die evangelie in die hand die wêreld in te gaan, om aan elke volk, taal en nasie te verkondig dat Jesus die Here is. Ons moet disippels van die nasies maak, het Jesus gesê vir ons net voor sy hemelvaart, daar in Matteus 28 vers 19. Maak disippels van die nasies. Gaan leer hulle alles wat ek julle beveel het. Laat hierdie boodskap oorgedra word aan hulle, dat Jesus die Here is. Daar is goeie nuus, daar's redding vir ons, daar's verlossing vir ons. Ek en jy kan eendag die ewige lewe beerwe. Moenie 'n nuusdraer van slegte nuus wees nie, maar wees 'n nuusdraer van die goeie nuus. Die blye evangelie. Jesus Christus het gekom vir my en jou. Hy wil ons red, hy het kom deel met ons sonde, hy wil ons vergewe as ons sondes bely, en elkeen wat in hom glo, sal nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe ontvang. En nou wil ek jou uitdaag, liewe broeder en suster, dat jy in die komende week, en elke dag die res van jou lewe, sal probeer om hierdie evangelie, hierdie goeie nuus met mense te deel. Die oomblik wanneer iemand met jou begin gesels oor al die slegte dinge van die wêreld, draai die gesprek om en sê liewer vir so 'n persoon, Jesus is die Here. Hy het gekom om sondes te verlos. Hy wil 'n pad met jou loop. Ken jy hom al? Bely jou sondes voor hom. Laat ons hierdie goeie nuus versprei
nie die slegte dinge van die wêreld nie. Laat ek en jy ons fokus stel op Jesus en wat hy vir ons kom doen het en hierdie goeie nuus met mense van die wêreld deel. Liewe vriende, kom ons doen dit elke dag. Die Heilige Gees gaan jou daartoe in staat stel. Hou jou hand in God se hand, hou jou oog op hom gerig en laat hy jou lei om die goeie nuus met almal van die wêreld te deel. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre vanuit die boek Handelinge hierdie boodskap van hoop en redding kon hoor. Hierdie goeie nuus dat Jesus Christus gekom het om mense te kom red uit alle volke, tale en nasies. Ja, almal wat in hom glo en hulle sonde skuld voor hom bely. Sy uitnodiging gaan uit na alle mense van hierdie wêreld. Laat ons die goeie nuusdraers wees wat hierdie boodskap met almal deel. Here, ons ontken nie dat hierdie wêreld in 'n greep van sonde vasgevang is nie. Ons weet daar is baie slegte dinge wat in hierdie wêreld gebeur. Maar dis as gevolg van sonde. Laat ons u getuies wees van die goeie nuus dat Jesus Christus gekom het om sondaar mense te red. Laat ons hierdie boodskap uitdra na almal in hierdie wêreld. Dankie vir Jesus wat die hoogste prys betaal het aan die kruis op Golgotha en dat ons vrygekoop kan wees deur hom. Bevestig hierdie woord in ons harte. Plant ook hierdie woord in ons monde met die woorde wat ons uitdra en laat hierdie boodskap die wêreld kan ingaan tot 'n getuienis van alle nasies. Wil U ons elkeen ook vashou in U hand van liefde en seën? Voorsien vir ons, Here, alles om van te lewe. Seën ons lewens en die werk wat ons vir U doen en vul ons harte met blydskap en vreugde elke dag, want Jesus is die koning van ons harte. Ons vra dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen, in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, dankie dat U vanmôre ingeskakel het. Mag die Here vir U ryklik seën en as die Here wil, sien ons mekaar weer by 'n volgende geleentheid. Vrede vir jou.